Ons het daarom 2 kinders vanmôre. Kan julle nog die klop liedjie onthou wat ek vir julle so rukkie terug geleer het? Nee, kom ons gaan hom weer probeer. Dit is daai liedjie wat ons gesing het, kyk ek staan by die deur en ek klop, kyk ek staan by die deur en ek klop aan die deur van jou hart. Kyk ek staan by die deur en ek klop, kyk ek staan by die deur en ek klop, ek klop aan die deur van jou hart. Kom sing weer die eerste versie, mag dan. Kyk ek staan by die deur en ek klop, kyk ek staan by die deur en ek klop aan die deur van jou hart. Sal jy luister na my stem en die deur oopmaak, sal jy luister na my stem en die deur oopmaak, klop aan die deur van jou hart. Ek sal binnekom en saam met jou fees smal hou, ek sal binnekom en saam met jou smal hou, ek klop aan die deur van jou hart. Kyk ek staan by die deur en ek klop, kyk ek staan by die deur en ek klop aan die deur van jou hart. Ons het nog 'n bietjie lanklaas gesing en daarom vergeet julle. Ek het vanmôre ek moet my ander een ook hê. Anders gaan dit nie werk vanmôre nie. Ekskuus, ek moet vanmôre my selfoon by my hoor. Ek het hom gewoonlik by my nie, maar ek moet hom by my hê vir hierdie ene. Dat ek net eers kom daar waar ek moet wees. Wie van julle het al verdwaal? Verdwaal baie. Ja, pad is mense vergeet waar jy op pad is nie. Wie van julle was in die kar as jou pa verdwaal het? Is jou pa al verdwaal? Wat hy verkeerd gery, wat hy nie geweet het waar om te ry nie? Het dit al gebeur? Sien, as het sy so onder met sy vinger, jou nie sien met sy pa, moet sien, hy sê hy het verdwaal nie. Nou ja, as 'n mens in die veld is, en jy verdwaal, en jy weet nie waar jy is nie, en jy het so 'n paar goedjies by jou, dan kan jy dalk uitvind waar jy wil wees. Nou, ek het nou 'n paar goedjies saamgebring. Ek het vandag 'n doppie gebring, met 'n bietjie water in. Ek het 'n stukkie yster gebring, en ek het 'n kurkproppie gebring. Met hierdie 3 goeders kan jy waarskynlik uitvind waar jy is en watter rigting jy moet gaan as jy verdwaal is. Nou, jy het nog iets nodig, nou het ek hom nie saamgebring nie. Mense het ook nog 'n 4de ding nodig. 'n Mens het 'n magneet nodig. Jy weet wat 'n magneet is, nee. Daarin moet so vas sit in die yster, as jy so hang dit af hoe sterk jy het, dan trek jy sommer so saam. Maar as jy so 'n stukkie yster het, hierdie was sommer nou 'n papierspeltjie wat ek oopgebuig het. En jy vat hom en jy trek hom so in dieselfde rigting oor die magneet. Jy doen dit baie kere. So 300, 400, 500 keer. Nee, dit is nie so baie, net so 'n paar keer. So 100 keer of so. En jy trek hom so oor. En jy sit hom op 'n kurkprop. Dan moet hy net mooi in die middel van die kurkprop bly. En jy sit die kurkprop in die water. Dan behoort hy nou te draai. En hierdie wil dit nie doen nie. Daar begin hy so bietjie draai. Kom ons kyk as ons kom nou anders omsit. Daar sien jy, hy begin so bietjie draai. So bietjie draai, maar hy wil nie regtig nie. So as dit nie werk nie, dan gooi jy hom sommer weg. En dan vat jy jou foon
En hopelik het jou foon 'n mooi kompas op. En dan kan jy op jou foon sien of jou foon reg is. En dan kan jy kyk in watter rigting jy moet gaan. Nou wat is die regte kant van watter kant moet 'n kompas altyd wys? Wie van julle weet? Hy moet altyd noord wys. Kom kyk gou hierso. As ek nou my kompas op my foon oopmaak, waar wys noord? Ok. Sien julle, daar is hy. Nou is hy op noord, amper op noord. Nou is 'n bietjie nog so te draai. Daar is hy op noord. En dan weet ek, daai kant is wes, hierdie kant is oos, en daai kant is suid. Nee, dis wat hierdie kompas sê. Ek weet of hierdie kompas ook verkeerd is, miskien het ons hom ook weggooi. Maar weet julle wat? Elke kompas is verkeerd. Het jy dit geweet? Ja, hy moet eers gekalibreer word. Beteken 'n mens moet hom eers gaan sit, julle kan maar weer sit, julle moet hom eers gaan vat, en dan moet jy hom vat na 'n plek toe, wat hom instel, sodat hy reg wys. Anders kan 'n kompas ook verkeerd wees, maar daar is nog 'n rede hoekom 'n kompas verkeerd is. Want waarna wys die kompas in noord? Hy wys magnetiese noord. Want hy trek die magneet aan. Nee, dis kom daai enetjie sou gewerk het, as ek die magneet om nog 'n paar keer meer getrek het. Dan wys hy die magneet se noord aan. So as 'n mens 'n kompas vat, en jy wil nou na die regte plek toe stap, as jy nou wil noord stap, dan moet jy eintlik hom vat, en 10 grade moet jy bytel. So as jy hom het en hy is op noord, moet jy eintlik 10 grade bytel, en dan het jy die regte noord. So as jy dan 'n kaart lees, dan moet jy eintlik hom vat en sê, ok, daar is die magnetiese noord, maar as ek wil weet wat is die regte noord, dan moet ek nou eintlik so 10 grade bytel, so is eintlik daar so. Nou hoekom praat ek vandag met julle oor kompasse en naalde en al hierdie dinge? Wat is ons kompas as kinders van die Here, as gelowiges? Wat is ons kompas? Jesus is ons kompas. En wat het Jesus vir ons gegee om ons op daai rigting te hou, daai koers te hou? Hy het vir ons sy Bybel gegee, die woord. En die woord is die een wat vir ons die rigting gee. Ons kan lees in die Psalm 1, dan staan hy, waarmee sal 'n jongeling sy weg suiwer hou? En dan gee die Psalm die antwoord en sê, deur dit hou na die woord van God, die suiwer woord van God. Nou vandag moet ons as Christene baie mooi kyk na ons lewens. Want daar is baie mense wat kom met 'n ander verstaan van die Bybel. En wat vir ons sal sê, nee, maar jy verstaan nie die Bybel reg nie. Jy moet hom lees om met 'n verkeerde hoek uit. Hulle plaas so 10 grade by. Of hulle trek 10 grade af, of wat ook al. Maar hulle hou nie meer aan die suiwer woord van God nie. En daarom moet ons as gelowiges mooi oppas, julle as kinders ook, moet ons altyd vra vir mense, maar hou jy jou lewe aan die suiwer woord van God? Nie soos mense dit verstaan nie. Ek verstaan dit op een manier, Tannie Anna verstaan dit op 'n ander manier, Oom Johan verstaan dit op 'n ander manier, Tannie Magda op 'n ander, Oupa Okkie verstaan dit op 'n ander manier. Maar uiteindelik moet ons vra, wat is die Bybelse verstaan? Wat sê die Bybel vir ons? Nie wat Dominee Tinus sê, of Oom Charles, Tannie Ronel, of wie ook al sê nie. Wat sê die Bybel vir ons? En daarom moet ons altyd teruggaan na die Bybel. Dit is ons kompas. Vir ons as gelowiges is dit ons kompas. Ons moet hom altyd hou aan die woord van God. Want die Jesus het vir ons ook gesê, daar in Johannes 16, dan sê hy, eintlik in Johannes 14 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid.
Met ander woorde, dit wat Jesus aan ons kom bekend maak het, is die waarheid. Net so wat dit is. En dan in Johannes 16 sê hy ook vir ons, en ek gaan vir die Heilige Gees vir julle stuur, en die Heilige Gees sal julle kan leer, kom leer in die waarheid. Wat is die waarheid? Jesus is die waarheid. So hy kom ons weer net herinner aan wat Jesus ons kom leer het. Hy sal ons nooit iets anders te leer nie, want hy leer ons aan dit wat Jesus vir ons leer. So onthou dit, dat ons het ook 'n kompas, as kinders van die Here, as kerk van die Here, het ons 'n kompas, en daai kompas moet ons altyd hou. Ons moet gaan lees in die Bybel, ons verstaan wat die Bybel vir ons sê, en ons moet doen wat die Bybel vir ons sê.